Hartlike Shabbat Shalom hier van my af, die wat op is, die wat nog later hierna gaan kyk, mag hierdie woord wat ons gaan bestudeer, mag dit vir julle lewendig raak. Ek dink hier is 'n paar interessante dinge wat uitkom vandag. Ek nooi jou om saam met ons te kom studeer. Shabbat Shalom van my af. En ek sê vir Chris, ons het al gisterand hieroor gepraat, maar die musiek voordat ons begin is regtig elke keer soos 'n aanloop na die boodskap wat kom. Sjoe, en hierdie laaste lied was 'n powerful, ek wil amper sê 'n statement. Ek weet nie of julle dit ook ervaar het nie vir die wat nou live ingeskakel is, maar dit is asof ek met elke liewe woord wil sê, hoorie sommer, dis wat in my hart aangaan. Dit is hoe iets in my opstaan hier binne en is 'n proklamasie wat ek wil maak. So, ek dink dit pas so uitstekend by vandag se lering en die boodskap wat hier uitkom, né? En ons sien nogal uit na wat alles vandag gaan kom. Ja, mag die Ruach regtig vandag vir jou oopbreek en met jou persoonlik praat oor hierdie boodskap wat vervat is in Pinchas. En ek wil eintlik vir jou sê dat die rede hoekom, vat hom vandag en personalize hierdie boodskap so 'n bietjie. Vat daaruit, vra jouself vrae af. Hoorie maar, hoe werk hierdie nou met my? Is daar 'n nota wat ek moet maak rondom hierdie? Is daar iets wat ek saam met Vader moet deurwerk, wat ek moet uitklaar? Want daar's 'n rede. Niks is per toeval nie. Niks is werklik waar per toeval nie. Terwyl jy nou praat van die musiek, die ander ene waar dit baie duidelik is, maar dit was nou wel die hoofpriester figuur wat nou daar in die intens sal ingaan, dis nou nie heeltemal korrek nie, maar wie wat is nou maar eie wat nou ook al daardie goeders doen. Die feit van die saak is, ons kry baie meer visueel reg deesdae as wat ons van tevore reg gekry het. En die ding wat vir my opgeval het daar, wat ek nou wil noem, want dit is nie in die lering en ek's bang ek mis dit, en dit is om te weet dat jy is geroep as 'n ambassadeur. Ambassadeur staan in die plek van die een of van die land wat hom gestuur het. As jy 'n ambassadeur is van versoening, dan jy weet jy is 'n ambassadeur van die versoening van Jahoua. So sien jouself heel eerste in daai posisie. Ons gaan baie praat oor die identiteit, ons gaan baie praat oor die persoon van Pinchas, en jy moet ook, terwyl ek nou sommer dit noem, hierdie laaste lied wat jy nou van praat, hy was wat hulle in Engels noem 'n warrior priest. Al is aan hom die verbond van vrede gegee, die verbond van Shalom. Kom ons begin maar liewerste by die begin, en dan werk ons so van 'n punt af dwars deur, ander kant toe uit, en dan gaan ons 'n bietjie agterna lekker midrash, en met mekaar sekere goeders deel. Kyk wat daar is wat jy daaruit kan kry, wat jy aan die gesprek kan deelneem. Kom ons doen net eers die Psalm, die Tehillim wat saam met hierdie gaan. Ek dink daar's weer 2 gedeeltes vandag, né? Ons gaan net een. Ons gaan net Tehillim 111. Tehillim 111. Dan kyk, en dan hou altyd maar in gedagte, hoe pas dit in met die leesgedeelte wat ons vandag doen? Groot is Jahoua se werke. Halleluja. Alef. Ek wil Jahoua loof van ganser harte. Bid in die kring van die opregtes en in die vergadering. Gibel. Die werke van Jahoua is groot. Dalet. Nagespeur word hulle deur almal wat daar 'n welbehae in het. Hy. Sy dade is majesteit en heerlikheid. Waf. En sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Sion, hy het vir sy wonders 'n gedagtenis gestig. Get,
Jahwe is genadig en barmhartig. Tet, aan die wat hom vrees, het hy spys gegee. Jod, hy dink vir ewig aan sy verbond. Kaf, hy het die krag van sy werke aan sy volk bekend gemaak. Lamet, deur hulle die erfdeel van die heidene te gee. Mem, die werke van sy hande is trou en reg. Nun, al sy bevele is betroubaar. Sameh, vasgestel is hulle vir altyd, vir ewig. Ayin, uitgevoer in trou en opregtheid. Pei, hy het aan sy volk verlossing gestuur. Sadei, hy het sy verbond vir ewig ingestel. Kof, sy naam is afgesonder en vreeslik. Resh, die vrees van Jahwe is die beginsel van die wysheid. Shin, almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. Taf, sy lof bestaan tot in ewigheid. Interessant, om die vrees van Jahwe te beoefen, gee vir jou goeie verstand. Ja. Dit kom uit die hart van David uit. Ons parasha word genoem Pinchas, party noem dit Pinias, maar Pinchas is maar baie duideliker as jy gaan kyk na die Hebreëus. Kom ons kyk hoe lyk ons leesgedeeltes. Ja, uit die Torah gedeelte uit is dit Bemidbar of Numeri 25 vers 10 tot hoofstuk 30 vers 1. En dan uit die Haftara gedeelte is dit Jeremiah of Jeremia 1 vers 1 tot hoofstuk 2 vers 3. En dan Melakim Alef of 1 Konings 18 vers 46 tot hoofstuk 19 vers 21. En dan uit die Brit Hadesha of die hernieuwde verbond uit is dit Romein of Romeine 11 vers 2 tot 4. Lukas 13 vers 1 tot 10. En dan Kefa Alef of 1 Petrus 3 vers 8 tot hoofstuk 4 vers 19. Werklik waar mondvol. Ons het nou nie 'n opsomming gemaak van al die alias nie. Ek dink julle dit deur die week het julle dit bestudeer. En as jy dit nie op 'n gereelde basis doen nie, wil ek jou tog uitnooi om dit wel te oorweeg om dit te kan doen. As ek hierdie parasha moet begin, jy weet, as ek nou moet wegspring met 'n geweldige, ons sê 'n statement, jy weet jy stap op daai verhoog en jy moet nou vir mense sê, wat gaan ek nou vir julle sê? Ek gaan nie vir julle sê, hallo, ek is Chris en ek bring vir jou vandag parasha Pinchas nie. Ek sal veel eerder kom met hierdie dramatiese aankondiging en ek gaan nou so ene maak. Wat sê jy daarvan? Ek wil dit nou vandag doen. En daai statement wat ek wil maak is die volgende, om op die draad te sit, is die gevaarlikste keuse wat jy kan maak. Kom ek gee dit vir jou in Engels, klink nog beter. The worst decision you can make is indecision. Om op die draad te sit is die gevaarlikste keuse wat jy kan maak. Jy sal sien, ons gaan praat oor die spies, die buitestander en die ywerraar van Shalom. Ek wil vir jou sê, as ek parasha Pinchas moet begin bestudeer, en dit, jy weet, as my notas dan nou mee die statement moet maak, dan is dit presies wat daar staan, die spies, die buitestander en die ywerraar van Shalom. Kyk, ons is mense, ons raak gou gefascineer. Ons raak gefascineer met die spies in hierdie hele verhaal, en jy moet wees. Ons raak totaal geboei met die hele idee van een enkele spies. Een spies wat twee mense, Zimri, die prins van Israel, en Cosbi, die Midianitiese prinses, een slag deurboor. Dit beteken ons gedagtes gaan noodwendig na bloed toe gaan, na nog skokkende geweld. Maar wat ons ook gaan sien, is dat daar's 'n plaag wat ophou en daar's liggame wat val. Maar ek wil vir jou dit sê, as jy net op daai spies gaan fokus, dan gaan parasha Pinchas nie heeltemal vir jou doen wat jy gedink het nie. As ons net gaan kyk na die man wat die spies vashou, dan sien ons die anatomie van Kanahut. As jy nou vandag by my een ding leer van Kanahut, van 'n radikale ywer, van 'n radikale geloof,
en daai hoë prys wat jy betaal vir heilige gehoorsaamheid. Bidpaar 25 vers 10 sê, toe het Jahua met Moshe gepraat en gesê, Pinchas die seun van die Eleazar, die seun van die priester Aaron, het my gramskap van die kinders van Israel afgewend, deurdat hy my ywer onder hulle geywer het, sodat ek die kinders van Israel in my ywer nie verteer het nie. Kan jy sien, in een sin sê Jahua die Elohim van Israel, 3 keer, ywer, ywer, ywer. Hy lê klem daarop. Dis hoekom ons daar begin. Kanout, né? Radikale ywer. Jy sien, wat die vloeke nie kon vernietig nie, het die kompromie begin ontrafel. Die vyand kon nie vervloek wat Jahua geseën het nie. So wat het gebeur? Hulle het 'n bietjie die strategie verskuif. Korrupteer die geseënde volk van binne. Mense, ons gaan sien, dis 'n herhalende patroon in die Torah, dis 'n herhalende patroon in die res van die Tanakh, dis 'n herhalende patroon in die res van die hele wat jy as 'n Bybel beskou. Die teks van Pinchas gaan nie net bloot oor moraliteit nie, dit gaan oor aanbidding, dit gaan oor grense, né? Boundaries, kom ons sê dit vir mekaar. Dit gaan oor die oorlewing van die verbond, want weet jy wat, as hulle nie die verbond hou nie, waarvoor het jy verbond? Ons sien dat Bileam se vloeke nie kon vernietig nie. Het Israel met daai kompromie begin laat uitmekaar uittrek en drafel. Bileam se strategie was nie 'n sterke vloek nie. Dit was verleiding. Hy het hulle gekry dat die Midianitiese vrouens hulle kan kom verlei tot afgoderry. So hulle slag nie, daai twee slag nie daarin om Israel te vervloek nie, maar hulle is heeltemal te geslepe daarvoor. Bileam is 'n prophet vol profit. Nee, 'n prophet vir geld. Dis hy, as gevolg van hom, en dit kos hom sy lewe dan op die ou einde, né? Hy is die een wat toelaat dat die verleiding deur die Midianitiese vrouens binne in die kamp van Israel insluit. Nou ek wil nou net voor dit kry nie weer jou prentjie, ons is nou al 3 weke besig daarmee. Die kamp verteenwoordig die beeld en die gelykenis van Elohim. Bileam laat toe dat begeerte, verleiding, die volk van Israel korrupteer. Dis wat hy doen. Ja, en daai verleiding sluit baie gouer in as wat ons eintlik kan dink, né, met afgoderry, met onsedelikheid wat absoluut in een werk, né? Ja, hy vloei so in mekaar nogal, né? En die plaag breek onder dan onder die volk uit. Maar presies. Nou jy gaan sien. Dis nou wanneer Zimri se daad ons gaan nou die skrifgie vir jou gee. Dis wanneer sy daad nie net sy eie publieke swakheid is nie. Dis 'n openbare uittarting by die ingang van die Mishkan. En ek wil net vir jou daar verduidelik, want ek weet dit staan nie in die notas nie, want sommige van die ouens sal sê, kyk waar hulle Baal-peor aanbid het, was dit ook in 'n tipe van 'n tent wat sy eie shrine was. En dit is lyk vir my die tipe van ding wat Zimri daar by die tent van samekoms wou kom doen. Sommige reken hy wou dit in die tent van samekoms gedoen het, sommige sê hy het dit in hierdie shrine gedoen. Die feit van die saak is 'n openbare uittarting by die ingang van die Mishkan. En as jy sien dat die Torah sien hierdie soort van verbondsverraad as 'n gevaar vir die hele gemeenskap. Dis 'n gevaar vir die totaliteit van Israel. Elkeen word daardeur geaffekteer. So, dit beteken, ek en jy gaan moet kyk hier in Parasha Pinchas na, ons gaan 'n dissektering doen van radikale geloof. Ons gaan 'n dekonstruksie doen. En as ek sulke woorde gebruik en sê my vrou, verduidelik daai woord asseblief, want jy begin met 'n hoë woord. 'n Dekonstruksie is wanneer jy 'n stukkie vir stukkie ontleding gaan doen. Jy gaan al die stukkies bymekaar, sodat ons net kan sien, hoe lyk hierdie geloof? Ons gaan kyk na die anatomie van 'n radikale ywer, dit wat Pinchas gehad het. En ons gaan ook kyk wat was die effek daarvan op die Messias Yeshua en die vroeëre gelowiges van die eerste eeu.
En dan sal ons ook gaan kyk uiteindelik wat van my en jou verwag word. Want dit is radikale, ywerige, onverskrokke geloof. Die woord wat ons gebruik het is kanahoot. Kanahoot. Om dit te kan doen, dan gaan ons maar van so 'n paar van ons sondagskool idees moet ontslaa raak. Nee, dis 'n proses. Daai goed vat altyd 'n proses. Jy weet, as jy het nodig om sekere blinders net doeteenvoudig af te haal van hierdie oorvereenvoudigde verhale wat jy kry, wat jy in werklikheid moet doen. Wat ek nou daar wou intip gehou by jou. Ons sê altyd, om by die waarheid te kan uitkom, het ons nodig om te unlearn. So ons is in die proses van unlearn, filter als deur ons kop en ons verstand en deur die roeg, om te sien wat ons geleer het, was dit korrek of was dit nie? En maak die aanpassings, en dan as ons dieper gaan, as ons die waarheid gekry het, dit is hoe ons groei en hoe ons insig verbreed. Terwyl jy dan op daai punt is, as ek net vir jou sê, jy's heeltemal reg, want wat 'n mens moet doen is, jy hoor nou, dis hoekom ek hier in die begin die aanbeveling gedoen het, is neem vir jou notas, en dan begin jy sistematies, jy weet, jou breinpatroon verander, doeteenvoudig. Jy moet hierdie goeters inspreek in jou lewe in. Jy weet, as jy gaan kyk na die mense wat kundig is op die breinpatrone en dis meer, dit vat jou 21 dae om van 'n ou idee ontslae te raak en 'n nuwe idee gevestig te kry, né? En jy het, soos ek altyd sê, jy het net twee plekke waar inligting in jou inkom, dis deur jou oë en jou ore, maar jy moet ook toelaat dat jy moet dit voice. Dit is baie belangrik dat jy stem gee aan dit wat jy hoor. Maar wat ons ervaar het in ons eie lewe, of ek kan dit getuig van in my eie lewe, is dat ek altyd die waarheid probeer beveg het. Jy weet, as jy die waarheid hoor, dan is jou eerste reaksie is, dis nonsens hierdie, ek staan dit teë, bla bla bla. En dan begin dit groei aan jou, en dan begin dit, jy begin die openbaring kry, en dan begin dit vir jou meer aanneemlik raak. Totdat jy later op so 'n stadium is dat jy sê, dat jy nou kwaad is. En dan is jy kwaad omdat jy nie dit eerder gesien het nie. So ek is al in my lewe op 'n stadium dat as ek iets beveg, dan zip my lips. Ja, Gee tyd, en dan ondersoek ek dit, en ek deurbid dit, en ek wag. En dan sien ek watter kant toe gaan. Is dit die waarheid of is dit nie die waarheid nie? ja, Want ek weet, ek kan werklik vertrou dat Vader vir my sal wys. jy sê het maar, maar weet jy wat, jy gaan eintlik met elke ding wat jy omtrent selfs jou geloofslewe leer, gaan jy die 5 stadiums van the 5 stages of grief, soos ek hulle dit noem. Dit is presies hiervan toepassing. Jy weet, Ja. en die hele idee is, jy wil eintlik so gou as moontlik by genesing uitkom. En om dit te kan doen, weet jy, het ons maar partykeer net regtig nodig, kom ons haal daai blinders af, kom ons kyk, hoekom het hulle vir ons hierdie oorvereenvoudigde verhale gegee, en dan vat jy die antieke Hebreëse spotterslens. Jy weet, as 'n spotter, né, dit lyk soos 'n teleskoop, wanneer jy wat jy so wil kyk, of jy weet, dat hy hom nader bring vir jou. Want ons het so, daar in Jeffreys, ons daar was, kon ons lekker van ons balkon af, kon ons kyk na die walvisse, hoe ver in die see. Nou, jy het nodig om so 'n tipe lens te vat, en jy het nodig om in te klim in hierdie skrif in. Maar ek gaan vir jou sê, ek en jy gaan ook maar 'n bietjie inklim in die Talmoediese, Midrashiese en die sielkundige profiel van 'n man wat gedryf is tot op die absolute rand van dit wat hy gedoen het in hierdie parasha. Hoor jy wat ek sê? Ons kyk na die profiel van Pinchas, ons kyk neer deur die Talmud, ons kyk deur die Midrash, ons kyk deur die skrif, ons gaan kyk na sy sielkundige profiel, want ek sê nou vir jou, iets het hom gedryf tot op daai punt om te doen wat hy gedoen het, want hy het sy lewe op die spel geplaas, het homself, he put himself in harm's way, soos hulle in Engels sal sê, né? Maar ek kan vir jou een ding onomwonde sê. Yeshua HaMashiach, ons Messias, ons bruidegom, ons hoëpriester, die seun van die mens, die geliefde seun van Jahweh, die gesalfde een. Hy het daai selfde lens gebruik, hy het hierdie selfde kanahoot het hy toegepas. En as jy gedink het, Paulus het 'n nuwe kerk kom stig, hoor wat ek jou vandag sê, hy het dieselfde kanahoot gehad wat Pinchas en Yeshua gehad het.
En dan gaan ek vir jou later wys. Dis dieselfde ywer wat die eerste gelowiges gehad het. Ons moet daarna kyk. Bemidbar 25 vers 7. Toe Pinchas die seun, ons het nou al hierdie gelees, het ons nie? Nee, ons het Het ons nog nie gelees nie. Toe Pinchas die seun van Eleazar, die seun van die priester Aaron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en 'n spies in sy hand geneem. Nou net vir my so 'n oomblik, ek wil net hê jy moet daar iets sien. Hy het gesien, hy het opgestaan, hy het geneem. Sien jy wat moet jy ontleen? Jy moet sien, hier's 'n probleem. Hy het opgestaan, hy was van plan om iets te doen en hy het die spies in sy hand geneem. En agter die Israelitiese man aangegaan in die tent en hulle twee deurboor. Die Israelitiese man en die vrou in haar onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou. En die wat deur die plaag getref het, was 24.000. Nou, ek wil nou net hê jy moet kyk, daar's 'n rede hoekom jy hierdie, kom ons sê, geslagslyn hier kry. Wie was Pinchas nou eintlik? Ek moet vir jou vertel wie's Pinchas, want dan gaan jy 'n duidelike prentjie kry en jy gaan dalk met Pinchas identifiseer in vele opsigte. Hy was die kleinseun, nee, wat jy daar sien op die skerm, as jy, kan jy vir my daar, dalk net by die luister dit net aantoon, en dan wys hy dat, jy sien, daar's Aaron daarbo, aan die linkerkant, dan het sy seun is Eleazar, wat die huidige hoëpriester is, en sy seun is Pinchas. So, wat jy nou daar sien, is Pinchas was die kleinseun van Aaron, die hoëpriester, wat ons in die vorige parasha gesien het, hy het nou uitgesterf, en 'n mens sal dink met so 'n bloedlyn is Pinchas amper soos 'n, weet, hy het koninklike bloed in hom, man, nie waar nie? Hy is deel van die elite, ek meen met 'n tannie soos Miriam, die profetes, en 'n oupa wat die hoëpriester was. Man, die man se afkoms behoort duidelik te wees, maar ek wil vir jou dit sê, as jy so dink, jy is verkeerd. Pinchas, hy was 'n buitestander by uitstek. Hy staan volkome aan die buitekant, en kom ons kyk, hoekom staan hy aan die buitekant? Ekskuus tog. Hy is nie hierdie voor die hand liggende held nie. Kom ons kyk na sy sielkundige profiel. Dis nou Pinchas in homself, hoor. So toe Jahwe die Kahuna, die priesterdom uit die stam van Levi geskep het, dis nou daai priesterdom daar by die berg Sinai, na die goue kalf insident, onthou jy dit? Was die bevel, was die opdrag daar, was baie spesifiek gewees. Die priesterdom was vir Aaron en sy seuns wat op daardie stadium gesalf was, gegee, en die kinders wat daarna gebore word. Kan jy sien, dit sluit nie Pinchas in nie. So hy's 'n buitestander. So volgens die Midrash en volgens die sages, die wyses, was Pinchas reeds gebore voordat hierdie hele priesterskap ingestel en ingewy was. En so dis nou juist as gevolg van hierdie tydsberekening, hierdie ou tegniese detail wat hy uit die Kahuna uitgesluit was. Hy was wel 'n Leviet, maar hy was nie 'n koning nie, né? Hy was nie 'n Kohen nie. Hy was nie 'n Kohen nie. Hy was nie 'n priester gewees Ja. nie. Wel, jy weet, Hy was nie 'n priester nie. hy was nie 'n priester nie. Hy was nie, jy weet, so wat Korag byvoorbeeld was, hy was glad nie so nie. Maar sy pa was 'n priester, sy oupa was die hoëpriester, maar hy homself, hy was prakties gesproke net 'n doodgewone Israeliet. Hy was die seun wat aan die verkeerde kant van die fluweeltou gestaan het en moes kyk hoe die familie, weet, en sê nou maar in die allerheiligste ingaan, terwyl hy net tot by die voorhof beperk is. So kan jy sien, hy is die man by wie die noodlot verbygegaan het, maar dit raak net nog erger hierdie storie, man. Kom ons kyk bietjie na sy ma se kant. Wel, die Torah vertel ons in Shemot 6 vers 25, sê dit, Eleazar, die seun van Aaron, het vir hom een van die dogters van Betiel as vrou geneem, en sy het vir hom Pinchas verwek. Dit is die familiehoofde van die Leviete ooreenkomstig hulle geslagte. Okay, Dis wat daar staan. Ja, dan die eerste vraag, maar wie is Betiel? Nou, die Talmud, dis waar die Talmud ons so 'n bietjie gaan help in Traktaat Sanhedrin 82a sê,
Hy wys vir ons wat is hierdie verpletterende sosiale werklikheid in Pinchas se lewe. Hoekom sê ek verpletterend? Want jy gaan agterkom, hoe het dit hom verpletter? Hoekom het hy in gebrokenheid gelewe as ware? Die skrif vertel jy dit nie vooraf nie, jy kry net, en Pinchas, jy het daar gebore, hy is gebore, nou hoor jy, hierdie ou staan op, hy vat 'n spies. Maar wat gebeur ondertussen? Jy sien, wie is Putiel? Putiel is 'n bekende naam vir Jethro. Jethro het 'n paar name gehad, hoor, dat ek dit sê. Een van sy name was Reuel ook gewees. Hy was die Midianitiese priester, maar hy was ook die skoonpa van Moshe. En die sages sê vir ons dat die naam Putiel kom van die kernwoord pitem, wat beteken om feit te maak. En hulle sê dat Jethro het voor sy bekering, onthou jy daar in Shemot 18, net voordat hulle die 10 woorde ontvang het, het hy altyd die kalvers vet gemaak vir die afgodsoffers. Hoekom maak dit nou eintlik saak? Dit maak eintlik saak vir die doodeenvoudige rede dat die kinders van Israel is wreed. Soos wanneer Pinchas deur die kamp gestap het, dan het die stamme gefluister en hulle het hom gespot. En die Talmud teken hierdie spotwoorde aan hulle sou dan wys en sê, kyk na hierdie seun van Puti, kyk na die klein seun van 'n man wat kalvers vir afgode vet gemaak het. Kan jy sien hoe begin sy sielkundige profiel so effens vorm aanneem, né? Hy staan alleen. Aan sy pa se kant is hy tegnies gesproke by daai priesterskap uit. Eintlik was daar 'n bord in sy nek hang. Jy dink aan enige vorm van verwerping wat hy gehad het, dink aan enige vorm van gebrokenheid wat hy kon deurgegaan het. Onthou die man is nie meer, hy's nie meer 'n seentjie nie. Hy kan jy sien waar hy dra. Hy dra 'n swaar las op hom. Want hy's by die priesterskap is hy uitgesluit en aan sy ma se kant deel hy aan hierdie stigma van hierdie heidense afgodery. Nee, hy's 'n buitestander in die kamp van Israel. Ek gaan nou net vir jou sê, jy weet, wat is hierdie Zimri se woorde aan Moshe gewees, dan sê jy nogal 'n bietjie van 'n prentjie kry, want Moshe het 'n Midianitiese vrou ook gehad, né? Okay, so hier sien ons dan nou, hy is 'n buitestander in die kamp van Israel. Hy het nie sosiale aansien wat hom kan beskerm nie. Daar's nie politieke aansien wat hy kan verloor nie. Dit laat my dink, is dit nie maar met ons op die geval nie. Ons is ook die buitestanders, dus ons is ook die wat eintlik so sosiale aansien het wat ons moet beskerm nie. En ons word op sy geskuif omdat ons nie die boksies van normaliteit pas nie of teken nie, né? Jy weet, ons is in die pad van Nee, ons is van die pad. Ons is van die pad. Ja. Ons is nie die pad van 'n reformatie meer nie, en ons loop nie meer die pad van volgens wat hulle genade beklemtoon. Wel, ek noem dit cheap grace of goedkoop genade. Ons is nie meer op daai pad nie, verstaan jy? So jy kan baie gou jou in hierdie, soos wat jy dit genoem het, 'n boksie van normaliteite, weet, omdat jy nie, jy's nie deel van die kliek nie, jy's nie deel van die crowd nie, jy's nie deel van wat ook al nie. Jy weet nie waar pas jy eintlik meer in. Jy het geen idee meer waar jy is nie, maar dit beteken dat jy stap bietjie van 'n eensame pad. Binne in jou familie. Kyk hierso, Pinchas binne in sy familie. Ek het nou vir sy geslagsregister daarvoor gehou. Hy is 'n gebroke man eintlik. Eintlik ken hy verwerping. Eintlik, en so kan ek aangaan. Is dit werklik waar hy moet wees? Jy sien, hy is naby die middelpunt. Die middelpunt is Moshe en Aaron en jy weet, daai hele nageslag. Hy is naby aan die middelpunt, maar hy is nie die middelpunt nie. Hy staan op die rand, hy staan op die kant. Sy pa en sy oupa dra hierdie priesterlike status, maar hy ervaar net 'n tegniese uitsluiting en 'n sosiale stigma. Maar kan jy sien, hierdie skep nou vir jou heeltemal die toneel vir 'n dramatiese omkering. Die buitestander word die een wat optree wanneer die binnekring vries, ek gaan dit weer sê. Die buitestander word die een wat optree wanneer die binnekring vries. Hy is nie die voor die hand liggende held nie. Sy afkoms het ons nou gesien, het hom naby aan daai priesterskap geplaas, maar tog daar buite. Nee? Kyk, kom ons kyk net, ek gaan net vir jou vinnig 'n opsomming gee daar.
sy vader se lyn. Hy is die seun van Eliezer, wat die seun van Aaron is. Met ander woorde, dit maak hom die kleinseun van Aaron. Hy is 'n Lewiet van geboorte af, maar hy is nie as 'n Cohen gevestig nie. En van sy ma se kant af, kom ons kyk wat gebeur daar. Hy is verbind aan Pitiel of Jethro, aan die afgodedienaars, met ander woorde. Dis hoe hulle dit sien, en mense het 'n geheue, hoor. Ek sou wees, as jy eers 'n label gekry het, dan het jy die label. So hy het 'n Midianitiese verbintenis, en hy word so gesien. En dan kan jy ook sien, daar is maar die sosiale stigma wat hy dan in die kamp het, en hy word gespot as die seun van Puti. So wat is dit wat ons hieruit gaan leer? Jy gaan sien dat die een wat so na die kantlyn toe gestoot is die een wat onthou dit wat die middelpunt vergeet het. Ek gaan dit weer sê sodat jy hoor. Die een wat weggeskuif is, wat uit die kring uitgestoot is die een wat onthou wat die kring moes onthou het. Dis eintlik waar dit neerkom. Sien, op hierdie stadium, as jy daar gaan kyk en jy kyk na daai gebergtes daar, dan sien jy Moab. Hulle is in Moab, hulle is op die terrein, op die vlaktes van Moab, en hulle het hierdie krisis by 'n plek by die naam van Shittim, en ons kan vir mekaar verduidelik oor Shittim, wat die harde hout is en hardkoppigheid. Ons kan daarin gaan as jy wil, maar dis nie die doel van vandag se lering nie. So kom ons kyk nou net. So ek sê weer, Balak en Bileam het probeer om Israel met vloeke te vernietig, hulle klaaglik misluk, maar Bileam, hy's 'n meester van die donker spiritualiteit. Hy's 'n meester van die donker geestelike wêreld. En hy ken die Israeliete op hulle mees kwesbare plek. Hy weet dat Elohim van Israel, Jahwe, dat hy seksuele losbandigheid en afgoderry haat. En dit is nou hier waar Bileam vir Balak hierdie raad gee, moenie hulle vervloek nie, verlei hulle. En dis eintlik terrible. Met ander woorde, hy weet hy kan niks regkry met 'n vervloeking nie. So woorde wat hy uitspreek om te vervloek, hy kan daarmee net mooi niks doen nie. Maar dan sien jy wat doen hulle. Hulle stuur daai Midianitiese vrouens in die kamp in, aanvanklik hierdie vriendskaplike vermenging, maar daai vriendskaplike vermenging, verander in 'n totale geestelike ineenstorting. Die mans van Israel buig voor Baal-Peor. Hulle neem deel aan openbare dade van verdorwenheid en korruptheid, wat 'n mens jouself skaars kan indink, is korrup. Jy is absoluut korrup as jy weet wat sê die verbond. Dis korrup as jy weet wat is die uitsprake wat die regters van Israel al reeds oor uitspraak gegee het. Met ander woorde, jy het 'n president wat hierdie situasie kan hanteer. Jy weet wat dit is en jy hou aan om dit te doen. Dis 'n uitspraak wat bedoel is om die heiligheid, die afgesonderdheid van Jahwe te beskerm en om die Torah integriteit van Israel te beskerm. Maar nou sien ons as gevolg van hierdie onsedelike losbandigheid en korruptheid word daar uit die hemel uit 'n plaag losgelaat en 10.000 mense sterf. Weet jy, ek het vanmôre vir 'n bietjie probeer sê, jy weet, jy kom partykeer op 'n plek en jy weet, daar gebeur iets. Dit voel vir jou letterlik as die grond so tril, asof hy bewe. Maar jy kan sien, die kamp is nou in chaos, want daar's weer 'n disfunksionaliteit wat ingetree het. En raai wat? Moshe, die groot wetgewer, staan nou by die ingang van die tent van ontmoeting. En die ouderlinge, jy praat nou hier van Eliezer homself, die pa van Pinchas, jy praat van Joshua, hy gaan in hierdie parasha gaan hy hande opgelê word en hy gaan ontvang van die gees wat op Moshe is. Hulle is verlam, hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle weet nie wat om te doen. Maar dit is vir my amazing om te besef, elke keer as daar chaos in die kamp kom, sal Vader iemand opreg om regstelling te kom bring. So weet jy kan maar buitekant staan en jy kan sê nee, ek wil nie betrokke raak nie, maar as Vader sê, hy sal, as jy sê nee, gaan hy iemand anders te opreg. Wel, weet jy wat, kyk nou byvoorbeeld, net om aan te sluit, weet jy, dis nie deel van die notas, maar dit kom nou by my op, want ons het nou onlangs gekyk na die reeks oor Dawid. Ja. Dawid homself kom uit 'n omgewing van verdagte
moeder. Sy pa was definitief Ja. Jesse geweest, maar sy moeder. So hy is ook deur hierdie selfde tipe kom ons sê verwerping wat ook al. Hy sê met my die skape moet gaan oppas en sovoorts. Die broers, die 7, hulle gaan veg in die oorlog. En dan kom Dawid, stap hy in hierdie toneel in en sy heel eerste woorde is: wie is hierdie onbesnede Filistyn? Ja. Kan jy sien? Bult, hy staan met bultnis op. Ek dink Gideon was ook 'n soortgelyke geval in die Rigters, né? Een van hulle kan nou nie, ek dink dit was Gideon, was ook 'n uitgeworpene gewees. En baie keer, né, kom Vader en hy gebruik juist daai mense en wat doen hy? Hy wil hulle terugbring in die kamp en as hy hulle wil terugbring in die kamp en dan wil hy regtig Israel se beeld en gelykenis, sy enig gebore seun se beeld en gelykenis wil hy herstel. Dis wat hy wil doen. So wat sê ons nou eintlik? As jy verwerp, of jy voel jy's buite die kamp, of jy voel jy maak nie saak nie, you're in good company. Ja, ek's gebroken, jy weet, ek is deel van 'n gebrokenheid, ek is 'n deel van, luister, just keep on listening, kom ons kyk, want weet jy, Vader het 'n manier om te deel met hierdie tipe van ding. Hy het selfs met Jeremia, en as jy gaan kyk na die gedeelte wat ons met Jeremia gelees het. Goed, so, wat gebeur? Dan volg uiterste provokasie. En dit kom vanuit die geleedere van die Israeliete self. Met paar 25 vers 6, en daar het 'n man gekom, een uit die kinders van Israel, en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die oë van Moshe en voor die oë van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van byeenkoms. So hierdie raak nou baie duidelik, baie spesifiek, né? Zimri, 'n prins uit die stam van Simeon, gryp vir Cosbi, 'n Midianitiese prinses. Hy sleep haar hier reg voor Moshe se aangesig verby. Nou Zimri se naam word op party plekke aangegee. Dit beteken 'n lied en Cosbi se naam 'n leuen. So saam sing die tweeetjies 'n lied van leuns, né? Ja, dit was nou nogal vir my interessant, né? Nee, so. Nou sal jy sien, daar's so 'n halagiese wet. En daai halagiese wet ontglip nie die buitestander nie. Nou Parasha Pinchas dwing ons om die heilige ywer van godsdienstige geweld te onderskei. Want jy sien, Pinchas is die ou wat 'n baie spesifieke uitspraak onthou. 'n Halacha le Moshe miSinaï, 'n mondelinge wet wat by Sinaï aan Moshe gegee is, en hy lees as volg: Habul Aramit Kanahim Pochim Bo. Iemand wat met 'n heidense vrou gemeenskap het, mag deur ywieriges Kanahoed neergeslaan of gedood word. So kom ons is baie duidelik oor hierdie wet, want dit is presies waar ons as moderne lesers Pinchas heeltemal verkeerd verstaan. Hy was nie 'n vigilante nie. Wat is 'n vigilante? Dis 'n ou wat sommer regter en Laksman self speel. Hy het nie net sy meer verloor in 'n oomblik van godsdienstige woede nie. In die Joodse reg of die Hebreëse reg is vigilante optrede, is dit moord. Maar in hierdie spesifieke wet wat ons hiervan praat, die wet van die ywerige, is dit 'n paradoks. Dit vra absolute radikale gehoorsaamheid. En dit saam met 'n radikale skrikwekkende risiko. Met ander woorde, dis 'n besluit in die oomblik wat geneem moet word. Die wyses, die regters verduidelik die grense van hierdie wet. Jy weet, daar's nie tyd om hierdie oortreder, om die Zimri eers by din toe te vat en te sê, hoor hier, daai wet daar het gesê, ek moet hierdie ou doodslaan en daai tipe van goed nie. Daar's nie tyd nie. Hy het nie tyd om hierdie oortreder na die by din toe te neem nie, na die hof toe te neem nie. Verstaan, hy het regtig nie die jy moet daai gedeelte verstaan. Hy moet die besluit neem, want jy gaan sien in die moment, want die hof kan hom nie magtig om dan vir Zimri iets aan te doen nie. Waar Pinchas homself bevind, is hy het nie tyd om te dink of met iemand te beraadslag nie. Jy sal sien in daai oomblik gaan jou intellek jou grootste vyand wees. Jy gaan jouself in of uit 'n ding uitpraat, né? Ons chat nou so lekker met onsself. Jy moet optree op daai presiese oomblik wanneer die sonde besig is om plaas te vind. Maar jy sê vangplek vir hierdie hele ding. As Zimri sou sien wat kom en hy draai om en hy maak vir Pinchas uit selfverdediging dood, dan sou Zimri heeltemal vrygespreek word. Zimri sou nie as 'n moordenaar gesien word nie.
Onthou nou net, wat hierna volg is, Pinchas kry die verbond van Shalom. Nou ek sê weer, as Pinchas vir Zimri doodgemaak het, maar hy's deur woede gedryf, of deur trots, net een ou klein stukkie trots, of selfs politieke ambisie, dan sou Pinchas 'n moordenaar wees, en dan sou hy die doodstraf in die gesig staar. Verstaan hoe fyn draad is dit waarop hierdie man homself dan nou hier bevind. Maar die ding is net, Pinchas het hierdie halachiese wet het hy geken. Hy het geweet waaroor dit gaan. Hy het nie die reg in eie hande geneem nie. Ek wil hê dat jy moet verstaan dat die in die Hebreëse regspraak of in die Joodse regspraak is die neem van die reg in jou eie hande is nie 'n normale ding nie. Dit word nie toegelaat nie. Die doel van daai regskategorie is regtig nie om nou geweld maklik te maak nie. Dit maak eintlik maar nou net die daad wat hy nou gaan pleeg amper onmoontlik verantwoordbaar. Maar Pinchas kom, hy waag sy lewe, hy waag sy reputasie, hy waag sy aansien voor Jahwe, né? Hy het nie die reg in eie hande geneem nie. Hierdie daad val nou in 'n baie nou en gevaarlike regskategorie, né? Hy moet, wat is die voorwaardes? Die voorwaardes is dit eenvoudig. Die sonde moes op daai presiese oomblik plaasvind. Geen hofkandidaat agterna magtig nie. As Zimri vir Pinchas in selfverdediging gedood het, sou hy vrygespreek word. Een druppel persoonlike woede, trots of ambisie sou sy ywer in 'n klag van moord verander het. So radikale geloof is nie wetteloosheid. Dis nie wetteloosheid nie. Dis eerder 'n vreesaanjaende verantwoording doen voor Jahwe. Dis wat dit eintlik op neerkom. So hierdie was nie 'n ligtelike besluit nie, van wow, Pinchas, hy het 'n spiesie geneem en hierdie sondaars het hy deurboor nie. Daar's baie meer op die spel as wat ek en jy dink in die oomblik wat hy gedoen het. Nou moet ons eintlik regtig verstaan, want ek dink nie ons verstaan mooi watter radikale geloof dit verg om daai spies te kon optel en tot aksie te kon oorgaan. Ek dink jy is heeltemal reg. Dat mense maar dan net Pinchas het die wet geken. Meer as dit, hy het die hart van Jahwe geken. Hy het gesien hoe die naam van Jahwe deur die modder gesleep word. Hy het gesien hoe die plaag sy broers en sy susters dan nou verwoes. So wat moes hy doen? In daai oomblik, kan jy sien dit is so 'n oomblik, moes hy homself leegmaak van homself. Hy moes homself totaal ontledig. Jy weet soos Yeshua homself ontledig het sodat hy met die Vader se wil gevul kan wees, sodat hy een met die Vader kan wees. Net so, né, moes hy 'n suiwer kanaal, dis 'n Pinchas, moes hy 'n suiwer kanaal van goddelike wil word. As sy hande gebewe het vir persoonlike woede, het ons nou gesê, dan was hy moordenaar. Maar eintlik bewe hy met Jahwe se eie hartseer. Ek sê nou vir jou, jy moet dit lees hier in jouself. Jy moet jouself in jou eie wil ontledig om 'n instrument van Vader se wil te word. You're gonna voice it. Vader, ontledig my van my wil, vul my met u wil, sodat ek u beter kan dien. Maar het Yeshua gesê, meester sal die koning, nie almal wat sê meester sal in die koninkryk ingaan nie, maar die wat die wil van my Vader doen. Die wat, kan jy sien hoe belangrik is hierdie hele konteks, en dit is presies wat Yeshua doen, is hy leer mense Pinchas beginsels. Goed, so, wat doen Pinchas? Hy neem sy spies, hy vat daai eysterpunt, hy steek hom hier so onder sy klere weg, hy stap by die wagte, heeltemal, die van die stam van Simeon verby, en hy gaan daai tent gaan hy binne. En as jy sien met een enkele steek aksie, deurboor hy vir Zimri en Cosby saam, eintlik baie duidelik in die onderlyf, daar waar die voortplanting is. Ja. So in daai breekdeel van 'n sekonde het Pinchas sy lewe, sy reputasie en sy ewige siel oorgegee, letterlik sy ewige erfenis gewaag om Israel te red. En weet wat? Die plaag hou op, 24,000 het dood het ons gelees, maar miljoene word gered. So vir Moshe was die wet verborge,
maar nie vir Pinchas nie. Die dokument het vir ons baie duidelik beklemtoon dat, wel, die leesgedeelte het vir ons beklemtoon dat Moshe het gevries, maar die Halakha was vir hom verborge. Dit is nie 'n ding wat onmiddellik did not come to mind immediately en moenie met Moshe spot nie. Ek meen, die sterker les hier is nie dat selfs die grootste leiers moet soms stil staan en dat Jahoua iemand buite die voorhand liggende middelpunt kan gebruik as hy sy verbondsorde wil bewaar. Vir Moshe was die wet verborge, nie vir Pinchas nie. Hierdie krisis ontbloot die verskil tussen die titel wat Moshe het, sy geheue en natuurlik die prys van gehoorsaamheid. Moshe is die een wat staan en ween by die tent van samekoms en die oudstes is net so verlam saam met hom deur hierdie uittarting van Zimri. Maar Zimri maak Moshe se Midianitiese band tot wapen. Onthou ek het jou gesê, kyk, dis nou wat hulle in Engels sê, when you weaponize words. Nou, wat doen hy? Pinchas onthou die uitspraak in die oomblik. Moshe, het ek al nie gesê, wat het Zimri vir Moshe gesê? Met ander woorde, jy is met 'n Midianitiese vrou getroud, so hoe wil jy nou, verstaan jy, het hom getar. Maar Pinchas het die uitspraak in daai oomblik onthou, en dit is wanneer ek en jy moet verstaan. Gesag is die veiligste wanneer dit onderworpe bly aan Jahoua, selfs wanneer dit moet stilstaan. Hierdie buitestanders tree nie op. Dis nou Pinchas, hy tree nie op uit onsekerheid nie. Hy tree op omdat die verbond vir hom duidelik en helder is en hy weet wat is sy volgende stap wat hy moet neem. Hy weet dit. So, hoe reageer Jahoua op hierdie radikale ontstellende daad van geweld? Natuurlik ontstel hy hierdie. Natuurlik sien hy dit. Ek meen die stamme natuurlik, soos wat ons nou al gesien het, verlede week te sien ons maar hulle neem vir 2 weke terug, neem hulle vir Moshe en Aaron kwaadlik oor Korach hulle. So net so neem hulle nou vir Pinchas kwaadlik. Hulle is reg en gereed om hom aan 'n boom op te hang. Hulle sê wat hulle nog altyd gesê, kyk na hierdie seun van Petiel. Sy oupa het kalversvet gemaak vir afgode. En nou vermoor hy 'n prins van Israel. Maar dan praat Jahoua met Moshe. En dit is nou wanneer jy moet teruggaan na die woorde van Bamidbar 25 vers 11. Pinchas, die seun van Eliezer, die seun van Aaron die priester, het my toorn van die kinders van Israel afgewend, omdat hy met my ywer onder hulle geywer het. Kyk, ons het al daai skrif gelees, maar weet jy wat doen Jahoua hierso? Hy bevestig Pinchas se afkoms in die openbaring. Hy noem hom, maar Pinchas die seun van dit, né? Kan jy sien? Hy bevestig hom in die openbaar. Hy's nie meer die seun van Petiel nie. Hy's die seun van Eleazar, die seun van Aaron. En Jahoua neem hom op in die priesterskap. Weet jy, is die ene wat ek gemis het. En dan gee Jahoua vir hom 'n geskenk. Hy gee vir hom daai geskenk. Hy sê, Hineni notein lo et briti shalom. Ek gee vir hom my verbond van vrede. En hy bevestig die priesterskap in hom. 2 dinge, ons kyk baie maklik na die verbond van vrede. Hoor wat sê, lees daai vers 10 vir my, lees die hele ding, dan gaan jy sien dat hy gesê. Toe het Jahoua met Moshe gepraat en gesê, Pinchas, die seun van Eliezer, die seun van, ons het dit nou al gelees, wil jy ek moet dit weer lees. Ja, lees dit. Het my grapskap van die kinders van Israel afgewend, deurdat hy my ywer onder hulle geywer het, sodat ek die kinders van Israel in my ywer nie verteer het nie. Daarom sê, kyk, ek sluit met hom my vredesverbond. En dit sal vir hom en sy nageslag na hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy Elohim geywer en versoening vir die kinders van Israel gedoen het. Dis hoekom daai hele song wat ons daar geluister het, praat oor die ambassadeurs van versoening, né? Hy was 'n ambassadeur van versoening. As jy en ek weet, as jy gaan na 2 Korintiërs 5 vers 7 en dan sê hy vir jou, jy's 'n nuwe skepsel, ou dinge verbygegaan, maar jy's 'n ambassadeur van versoening. Dit is die Pinchas gedeelte, die Pinchas ywer wat in jou moet wees en in my moet wees.
Hy het vir sy Elohim geywer. Hy het versoening vir die kinders van Israel gedoen. 4 keer, sê Vader dit. 4 keer, nie net 3 keer nie, 4 keer. Né? Letterlik vir elke letter van sy naam, Jod, Hy, Waw, 4 keer. So hy herstel iets in, hy kom en hy herstel Pinchas se beeld en gelykenis. Nee, jy's nie meer gebroke Pinchas nie. Nee, jy's nie meer verwerpte Pinchas nie. Nee, daar's nie stigma aan jou nie. Wat in jou is wat ek, wat Jahweh, jou Elohim is, in jou geplaas het. Ek is die een wat jou identiteit gee. En dan sien ons Pinchas vat dit, want hy is die een wat die warrior priest word, né? Hy is die priester wat voorstap wanneer hulle in gevegte ingaan. Jy sal dit sien in die toekoms, dit gaan gebeur. So, weer eens, die verbond van vrede is nie 'n beloning vir geweld as sodanig nie. Jahweh gee shalom, omdat hy daai verbondsbreuk tussen hom en Israel gestuit het. En dit het veroorsaak dat die plaag gestop het en dat die orde dan herstel is. So shalom is nie net 'n sentimentele kalmte nie, dis 'n herstelde orde. Hierdie was baie belangrik toe ek en jy vanmôre daaroor praat, né? Wat sê hy daar in Mikha 25 vers 11 en 12. Ek gee aan hom my verbond van vrede. So, met ander woorde, hy bekragtig sy afkoms openlik, seun van Eleazar, seun van Aaron die Kohen. Dis wat Vader met jou doen, is hy bekragtig jou openlik. Laat toe dat hy jou openlik bekragtig vir wie jy is, waarvoor hy jou geroep het, met jou identiteit in sy seun. Sê, wat is dit? So, die Hebreëse kernwoord vir shalem, vir shalom is shalem, né? En shalom beteken letterlik heelheid. Shalem praat oor volledigheid, maar hier is die ding ingekom wat by ons vasgesteek het vanmôre. Shalom beteken die orde is herstel onder Jahweh. Die grens tussen die heilige en die onheilige is nou herstel. Met ander woorde, wanneer jy iemand, soos wat Yeshua dan nou gesê het, gaan na die stede toe en dan sê Shalom Alechem, dan verklaar jy eintlik, die vrede van Jahweh, die orde van Jahweh is herstel onder hierdie huis. Ja. Dis eintlik wat jy dan sê. Die regtige my gees kom spreek volgens. Ja, maar ons gebruik so maklik die woord Shalom. Almal gooi deesdae net hierdie woord van Shalom oralste rond. Jy weet, want dit is nou baie geestelik, baie ek wil amper sê, dis amper asof jy met Shalom sê, ons is nou bietjie Joods, jy weet, daai tipe van, ons identifiseer met Israel of met, nie julle, hoor hier wat sê Chris, wat beteken dit eintlik as jy Shalom sê? Exactly, dit herinner my nou aan 'n sekere karakter wat my daar met winkel amper vervloek het, en hy is soveel jare in Israel deurgebring, en hy sê, Shalom beteken hello and goodbye in Hebreëus, en ek sê hello and goodbye, weet, onthou jy? Dit was nog, in Grieks, ek kom dis snaaks, maar dit is ook jammer. Dis wanneer die reformatie nou begin goed intree, die reformatie gedagtes, né, in steede van die Hebreëse raamwerk. Want wanneer ek vir jou sê Shalom, dan wens ek jou toe dat Vader sy orde in jou lewe establish en herstel, en dat jy verstaan dat die grense tussen die afgesonderdheid en onafgesonderdheid, dit wat heilig is en dit wat onheilig is. En dit is hoekom daar gesê word, as hulle dit nie aanvaar nie, vat dit terug. Vat dit terug. Hulle wil nie die orde van Jahweh onder hulle herstel nie. So, jy vat dit af, maar hy sê dan doen jy nog iets, dis nou Yeshua, skud die stof van jou voete af. Ja. Dis 'n geestelike aksie, jy gaan dit fisies doen. Sê dit 'n paar keer goed en hemel en aarde neem kennis daarvan. Nee, en Yeshua het gesê, wat jy op die aarde ontbind, is in die hemel ontbind, wat jy op die aarde bind, is in die hemel. Hoor jy wat ek vir jou sê? So, dit het 'n definitiewe aksie wat jy doen. Moenie dit ligtelik doen nie. Vader is nie ligsinnig nie. Die wil ek jou ook sê. Maar hy is altyd gewillig om orde te herstel. Mits jy saamwerk om dit te doen.
Okay, ons praat oor die vredesverbond, maar hierdie vrede wat hy nou gekry het, dit maak nie vir ons moderne verstand sin nie. Ek meen, 'n man vat 'n spies, hy deurboor 2 mense daarmee en hy kry 'n verbond van vrede. Ons dink, jy weet, eintlik wat daar moes gebeur het, is ons moes handjies vasgehou het, ons moes liedjies saam sing, en ons moet net dink aan vrede as wat, jy weet. Maar ek sê weer, die Hebreëse denkvorm, of in die Hebreëse denkvorm, is Shalom nie 'n afwesigheid van konflik nie. Die oomblik toe Zimri, 'n heidense prinses in die kamp ingebring het, het hy die heilige en die onheilige met mekaar gemeng. Hy het die grens van die werklikheid gebreek. Hy het letterlik die wêreld gebreek vir die Israeliete. Maar Pinchas, weer eens aan sy kant, deur sy radikale gehoorsaamheid, het hy weer hierdie grense herstel. Hy het die wêreld weer in 'n goddelike orde geplaas. Hy het Shalom gebring. Hy het Israel in Shalom ingebring. Hy het hulle wêreld weer herstel. Kan jy sien, hierdie is eintlik die hele emosionele hart van ons hele praatjie vanmôre oor hierdie parasha. Jy sien, ek gaan nou, en ek wil nou vir jou sommer byvoorbeeld sê, want ek kan dalk hier en daar dinge herhaal. Ons het gegaan en ons het sekere slides ingesit wat eintlik vir jou meer visueel moet wees. Want nou moet jy letterlik gaan kyk na Pinchas se naam en die woord Shalom, want Pinchas word aan Shalom gekoppel. En as jy sien, daar's dus 'n gebroke waf wat in sy naam voorkom en sê eintlik vir ons dat Pinchas dra 'n gebroke vrede. Gaan dit nou vir jou wys. Jy kan sien hy het 'n regverdige vrede bewerkstellig, maar daar is nog steeds 'n gebroke letter in sy hart. Die Masoretiese teks gaan dit nou vir ons wys. Okay. So wanneer ons dan nou gaan kyk, uit die Shalom uit is ook iets wat ek vir jou wil sê, want dit het te doen met die Jod en die Waf. Ek dink wat jy vir my moet doen is, gaan vir my na die prentjie toe van ons nou praat. Skrif. Lees net eers my daai skrif. Jy weet dat ons dit kan sien wat dit is wat hy gekry het. Dis by Mikpa 25:12. Daarom spreek, kyk ek sluit met hom my vredesverbond. En dit sal vir hom en sy nageslag na hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir my sy Elohim geydel en versoening vir die kinders van Israel gedoen het. En die naam van die Israelitiese man wat verslaan is, wat saam met die Midianitiese vrou verslaan is, was Zimri, en Zimri die seun van Salu, owerste van die familie van die Simeoniete. En die naam van die Midianitiese vrou wat verslaan is, was Cosbi, die dogter van Sur. Hy was stamhoof van die familie in Midian. Okay, nou, net vir my asseblief die luister aan, want ons praat hier oor die verbroke Shalom. As jy hier gaan kyk, en jy sien presies daar, net daar is die gebroke wat ons van praat, hoor. Daarom spreek, kyk, ek gee vir hom my Shalom, daai waf in Shalom is dan nou gebreek. Daar kan jy sien, daar is die shin, die lamed, dan die waf en die mem, Shalom, die gebroke. Ja, daar is hy. Goed, gaan net vir my na die volgende skyfie toe, dan gaan jy sien, hierso kom nou weer 2, want albei die goed kom hier in. 1, gaan jy sien, dis Pinchas se naam. Nou jy sal sien, daar is soos 'n klein jod in sy naam, né? Weer eens, kan jy vir my die lyser daar aan sit, dan wys ek vir jou, daar is die jod. Kan jy sien, daar's die jod. So baie klein jod, en jod stel moes nou vir jou die hand voor. Ja. Okay, jou volgende een wat jy gaan kry is Shalom, en hy is hier so aan die regterkant. Ek dink jy gaan net vir my daai sirkeltjie ook net daar moet aantoon. Dis die Shalom. Kan jy sien, daar is die gebroke waf in hom. Ja. En as jy nou weer gaan, as jy sien, dit het alles te doen met kyk daai gebrokenheid. Normaalweg wat sou gebeur het in die skrif, wanneer 'n sofer, die sofer is die ou wat jy weet wat die Hebreëus daar skryf, as hy 'n fout maak, dan moet hy daai hele rol gaan begrawe, maar nie in hierdie geval in die storie van Pinchas nie. Pinchas is 'n held. Hy's die ou wat die swaar pynlike las dra van hierdie radikale geloof, né? Maar hy was ook die een wat bereid was om daai gebroke waf
vir die res van sy lewe te dra, net so lank as wat Israel kon bly leef. Dis wat jy eintlik daar in daai heel boonste sirkeltjie sien, né? So hy dra die gebroke waf in daai Shalom. Sjoe. Okay, so wat jy eintlik daar gaan sien, daar sien jy weer eens, daar is die klein waf wat nou inkom, volgens die reëls van die sover maak die kleinste breek die hele rol nutteloos, dis wat ek nou net gesê het. Goed, so, maar behalwe in die woord Shalom, in Pinchas moet waf in Shalom ook gebreek wees, hulle teken dit so aan. So, ek gaan dit nou vir jou gee, vir jou 'n bietjie meer verduidelik, of net probeer opsom en help nou net probeer vir jou die hele Hebreëse les gee eintlik uit dit uit nie. Maar jy gaan weer eens sien, ek wil net gou voordat ons aangaan, voordat ek vir jou die ding saamvat, net wys hoe lyk die letter waf, die 6de letter. Onthou julle het ons gepraat, daar is die prentjie van 'n man, van 'n man en die letter, die waf is daar. Hy verteenwoordig, dis nou wat Adam moes doen, verteenwoordig die hemel en aarde met mekaar. As jy kan onthou die getuienis wat ons gegee het en die woord wat ek gebring het paar maande terug, dat hierdie die jaar van die waf is, dan kan jy die koneksie verbind hier. Ja, jy behoort dit te kan sien. So sal dit op die groep sit, dat jy weer herinner kan word aan. Dan gaan jy sien hoe vleg hierdie absoluut in mekaar in. Ja, jy sien, en weer eens, nee, as jy nou weer teruggaan, ek is die weg, die waarheid, die lewe, behoort jy dan uit hierdie hele ding uit te kry, en dan verstaan waar ek en jy ook inkom. Ons is 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel, en ons is die ambassadeurs van versoening, en ons moet ook die Pinchas ywer in ons sê. Hoekom? Kom ons gaan net na die volgende toe, nou net gou vir jou die verskille tussen die twee Shaloms wys. Die boonste ene kan jy sien, het jy die Shin Lamed en die gebroke waf, en die onderste een is ook Shalom, maar hy is nie gebroken nie. Soos net in Parasha Pinchas wat hy inkom. Wat eintlik in die hele proses gebeur, wanneer jy kyk na Pinchas, as jy net by die volgende skyfie kan gee, so jy sien dat hy die klein jod daar, né, sê jy net vir my, weer daar kan wys daar, waar hy vir jou so uitgelig word, is 'n klein jod. Die lank en die kort van wat ek vir jou wil sê, die klein hand van Pinchas, wat hy gevat het om daai spies vas te vat, het gemaak dat Vader groot Shalom gee. Met Vader se hand het groot Shalom gegee. Sure. Pinchas se klein hand bring versoening, Jahwe gee 'n groot verbond van vrede. En daai Shalom het ons nou vir jou gesê wat dit alles beteken, né? Kan jy sien wat dit beteken? Daai klein, mag miskien vir ons klink daar klein daad, maar daai daad van neem met daai hand van hom in hom, bring hy 'n groot herstel vir Israel. Sy naam, ek meen, dit is van so aard dat selfs 'n parasha in die Torah is na Pinchas vernoem as gevolg van hierdie daad. En waar Vader sy gebrokenheid, sy identiteit kom herstel het en hom kom establish het. Goed, weer eens daar gee nou weer vir jou al die goed wat ons oor gepraat het oor waar Shalom vandaan kom. Ek wil net nog op jou wys uit die Shimonei Israel wat ons altyd in die oggende doen. Kan jy sien, en ek gaan net vir die laaste 3 reëls lees, né? Dis die Amida wat ons doen. Mag dit goed wees in u oë om u volk Israel te seën, enige tyd en op enige uur met u Shalom. Lof aan u Jahwe wat sy volk Israel met Shalom seën. Met ander woorde, wanneer ons dit uitspreek, dan weet ons dat Vader gee met 'n volle hand, met 'n volle Shalom, né, dan seën hy ons. 'n volle ene. So, weet van die hand van Shalom, wat, kom ons kyk net na die Birkat Kohanim, dan sê hy, Jahwe sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou Shalom gee. Weer eens dieselfde ding, so jy kry groot seën uit 'n groot hand. Die hand van Jahwe is die een wat vir jou die Shalom gee, volledig. Beautiful, né? Awesome. Kyk wat sê Esegiel, lees my daai gedeelte uit Esegiel. En ek sal een enkele herder oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wy, naamlik my knegt David. Hy sal hulle laat wy, en hy sal vir hulle 'n herder wees. En ek, Jahwe, ek sal vir hulle 'n Elohim wees, en my knegt David 'n vors in hulle midde. Ek, Jahwe, het dit gespreek, en ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit.
Maar hulle sal weet dat ek Jahweh, hulle Elohim, met hulle is, en dat hulle, die huis van Israel, my volk is, spreek Jahweh Elohim. En julle is my skape, die skape van my weide. Julle is mense, ek is julle Elohim, spreek Jahweh Elohim. Julle en hierdie, soos wat ek hierdie lees, is vir my asof ons lewe van die laaste jaar by ons verbyflits. Asof dit wat Vader met ons, die wat saam met ons die pad gestap het, sal weet presies met ons gaan Israel toe verlede jaar, en al hierdie dinge is eintlik 'n opsomming wat ek nou hier gelees het. Wat jy lees, weet jy wat, ek wil jou net attent maak op, want dis Esegiel 34, ek dink sy die Complete Jewish Bible gaan dan sê Vader, want hy praat eers oor hierdie herders wat die skape opeet en al daai soort van goed, dan sê hy, enough now, I myself will take over. En dan kom hy en dan sê hy hierdie, en ek sal julle die verbond van Shalom gee. Kan jy sien? So, hy homself sal oorneem en hy homself sal vir jou die Shalom gee. Beautiful, né? Is dit nie? Ja. En dan in hoofstuk 37 vers 26, en ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit. Dit sal 'n ewige verbond met hulle wees, en ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig, en ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig, en my tabernakel sal oor hulle wees, en ek sal vir hulle 'n Elohim wees, en hulle vir my 'n volk wees, en die nasies sal weet dat ek Jahweh is, wat Israel afsonder, as my heiligdom vir ewig in hulle midde sal wees. En dan ook dis Jesaja 54 vers 9. Soos in die dae van Noag is dit vir my soos ek gesweer het, dat die waters van Noag nie meer oor die aarde sou gaan nie. So het ek geweet dat ek nie op jou toornig sal wees of jou sal dreig nie, want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê Jahweh, jou ontfermer. Beautiful, né? Kan jy sien al hierdie skrifte wat nou kom in Evriem 13. Bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Des te meer vermaan ek julle om dit te doen, sodat ek gouer aan julle teruggegee kan word. Mag die Elohim van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons meester Yeshua HaMashiach, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom, deur Yeshua Messias, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Amen. En dan bemidbaar, ons het hom nou al 'n paar keer gelees, van die priesterlike, die verbond van die ewige priesterdom. Ja. En dan Evriem, dit was nou oor Pinchas gesê, maar dan Evriem 3 vers 1 word oor Yeshua gesê, daarom heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, het op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Messias Yeshua, wat getrou was aan hom, wat hom aangestel het, met ander woorde Elohim, Jahweh Elohim, net soos Moshe ook in sy hele huis. So, julle skrif is kragtig, né? Skrif is baie kragtig. So, jy sien, ek vertrou dat hierdie hele verhaal jou gaan herinner aan die kompleksiteit van geregtigheid en genade. Jy kan sien, 'n gebroke menslike hand kan soms 'n instrument wees in Jahweh se groter plan. En Jahweh se hand bring uiteindelik die Shalom wat die volk nodig het. Ek wil, om mee af te sluit, wil ek net gou vir jou 'n bietjie na die Brit Hadashah toe vat. As jy gaan kyk na Yeshua, ek wil vir jou 'n bietjie net konteks gee daar, want baie keer sien ons dit nie. Ek meen, die Talmudim sien dit wat in die tempel gebeur word. Okay, miskien moet ek net vir dit sê. In die suidwestelike hoek het ons dit gesien toe ons daar was verlede jaar. Dis waar die winkeltjies was waar Yeshua die sweep gevleg het en waar hy die tafels omgegooi het en dies meer, né?
En wat het hy daar gesê? Want hy het aangehaal uit Psalm of Tehillim 69 en dit sê die volgende. Hy sê daar, ek dink, want hy het ook opgetree, nie in woede nie uit politiek nie uit enigiets anderster as 'n doelbewuste daad om Vader se huis te beskerm nie. Nou kyk wat sê hy daar in Johannes 2 vers 17. Die ywer vir u huis sal my verteer. Die kanout, die ywer, kan jy sien, die ywer. Hy het daar met 'n heilige ywer het hy gegaan en Vader, verstaan, teen wie het hy opgestaan dan? Teen die hoëpriester en die hele priesterdom wat eintlik hierdie hele finansiële skema bedryf het met al daai geldwisselary en al daai tipe van goed. Hy het dood eenvoudig, het hy 'n Pinchas spies gevat in die vorm van 'n sweep en tafels wat hy omgooi en dis meer. Hy het geywer soos Pinchas. Dis wat hy gedoen het. Dis wat ek wou gehad het jy daar moet sien. En weer eens, die eerste gelowiges, hulle was ook nie onverskillig met die Torah nie, die moet ek nou vir jou sê. Gaan kyk gou vir my daar na Maleagi 21 vers 10. Want jy gaan sien in daai periode van tyd tot en met Maleagi 21:10 gaan jy sien dat die gelowiges het 'n verbondserns gehad wat glad nie ontbind was nie. Hulle het om die waarheid te sê geywer. Hoor, kyk wat sê die skrif. Baie duisende Jode het tot geloof gekom en almal is ywerig vir die Torah. En almal, is ywerig. Met ander woorde, dieselfde kanahoed wat Pinchas, wat Yeshua gehad het, en dan, hoor mooi wat ek sê, hulle het regtig nie die verbondsidentiteit uitgewis, en gesê, ons het nou nie meer 'n Torah nodig nie. Stefanus was 'n goeie voorbeeld. Hy het geywer. Ja, daar's twee paaie van ywer. Ja, jy weet die een wat jy gaan kry van die een is politieke ywer en dis woede en dis nasionalisme en sulke goed. Maar die ander een is die geestelike ywer wat altyd gaan wys op heiligheid, waarheid en genade. Weereens, Stefanus was 'n goeie voorbeeld. Kan jy sien dat Pinchas het eintlik hiermee 'n nalatenskap gelos vir my en vir jou? Dis eintlik wat hy gedoen het. So, ek dink wanneer ons hierna moet kyk, dan moet ons vra dat Vader vir ons 'n hart van Pinchas gee. Hy nie vir ons die ego gee van 'n ywerhaar nie, 'n hart van Pinchas. Dis wat ons uit hierdie ding uit moet kry. Ons moet dit vra. So, ek kan jy nie veel meer as dit eintlik sê nie, want radikale geloof, sê ek nou vir jou, is geloof sonder 'n selfverering. Dis moed sonder wreedheid, dis waarheid sonder 'n wrok. Maar hoe toets ons daai ywer? Verdedig dit jou as heiligheid, of is dit net ons eie trots? Herstel dit shalom, of wen dit 'n geveg? Gehoorsaam dit Torah grense, of verskoon dit wetteloosheid? Dra dit smart, of is 'n mens verontwaardig? Wys dit na verlossing deur die Messias, of verwys dit na myself? Kan jy sien ware ywer herstel wettige orde, dit laat nie plek of ruimte vir enige vorm van selfverheerliking of jou eie ego nie. Wat kan ek vir jou sê van Parasha Pinchas? Tree op volgens Vader se hart, nie hoe mense jou hanteer nie. Tree op volgens Vader se hart, nie hoe mense jou gebroken laat voel, jou verwerp laat voel nie. Weet net dat bly net in sy woord. Bly net, want die woord is lewendig, kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Neem die spies op, moenie oordeel nie, doen wat jy moet doen. Die Engelse, ek het 'n nota gemaak wat sê, if you are not using your gift, you are hurting the whole body. Ek en jy het nodig om die ywer van Pinchas te neem, soos daai eerste gelowiges. En dit is dan my gebed, dat Vader en elkeen wat hierdie woord gehoor het, daai ywer sal plaas, ongeag of jy al 'n posisie het, want Vader is die een wat jou in posisie gaan plaas, die posisie wat hy vir jou bepaal het, wat hy vir jou voorberei het, hy het vir jou goeie werke voorberei. Vir Pinchas was dit
hierdie oomblik van waarheid. 'n Oomblik waar hy in 'n oomblik die regte besluit moes neem in sy hand. Hy moes optree, hy het opgestaan, hy het besluit, hy het opgestaan en hy het gedoen. Dis wat ek en jy moet doen. Mag ek en jy 'n Pinchas hart hê. Nie net as, o, dit is 'n goeie idee nie, is Vader, deursoek my. Ontledig my van my eie wil en plaas u wil binne in my.